So sê die Here, jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek is die Here jou God wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 84, daarvan vers 1 en 3. Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 79 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede vers, daarvan gesang 79. Maar eers luister ons na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan daar in Eksodus 20. Ons praat nou die dag daar in die Bybelstudie en dan sê ek vir hulle, vir die wat nou daar is, ons kan so maklik dink, maar ek vaar dan nie so sleg nie. Maklik sê ons, maar ek dink, ek is dan nie so groot sondaar soos so en so nie. Tot 'n mens weer 'n slag hierdie wet deurlees en dan besef jy maar ek staan klein. Ek is 'n sondaar. Maar hierdie wet, natuurlik die kenbron van ons sonde. Hieruit sien ons sonde raak. Maar dit bly nie daar nie, deur die Gees word ons gedring na Jesus Christus. Jesus Christus wat ons die verlossing gee en daarom in die derde plek is dit ook die reël van dankbaarheid. Omdat ek dankbaar is oor die verlossing van Jesus Christus, jaag ek daarna, om hierdie dinge te doen wat God vir my vra. Kom ons kyk weer, wat vra God van my? Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende,
van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Saterdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As ons lees die wet, ons lees die Ou Testament in die lig van Christus se verlossing. Hier in Johannes 5 vers 39, dan word daar gesê, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. Dis wat Jesus sê vir die Fariseërs, die skrifgeleerdes. En dit is die wat van my getuig, en julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. En dan weet ons die enigste weg na die hemelse heerlikheid, na die Vader. Johannes 14 vers 6, as Jesus vir Thomas sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand sal hierby verbykom nie. En met hierdie waarheid in die hart, kom ons spreek die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Geliefdes, ons luister na die woord van die Here daar in die Nuwe Testament, Lukas 24. Ons gaan lees daar van vers 13 tot en met 25. Ja, eintlik daar tot 35. Ek is bang is te lank, maar julle kan gerus maar mooi luister. Kom ons bid eers saam. Ons Hemelse Vader, ons kom hier so in die diepste ootmoed voor U. Ja, Here, ons wat bely dat ons ellendig en behoeftig is, en dat alles sonder U te vergeefs is. Ja, Here, ons weet, U is die almagtige, alwetende, alwyse God. U die skepper God. U die Alfa en die Omega, die begin en die eind. Ja, Here, en soos Dawid wil ons ook uitroep, wat is ons? Wat is die mens dat U aan ons dink? Maar ja, Here, U woord wat getuig van die deernis en U bemoeienis, U liefde, U genade vir ons. En ons dank U daarvoor. Ons dank U, Here, vir die wedergeboorte in Jesus Christus. Vir bekering. Vir die geloof wat U Heilige Gees in ons harte ingedraai het. Dankie, Here, dat U ook vir ons in die geloof versterk. Dat U besig is met elkeen van ons met die heiligmaking. Op so 'n manier berei U vir ons ook voor vir die ewige hemelse tuiste. Dankie dat ons hier kan wees om saam U te kom aanbid, saam te luister na U woord, saam te loof, om al die eer aan U te bring. Ja, Here, ons vra, wees hier in elkeen van ons harte en gedagtes. U ken ons nie net by die naam nie, maar ook by die hart. U weet van hartseer, U weet van bekommernisse. U weet van nood. U weet alles. En daarom vra ons, Here, help vir ons, wees met elkeen. Vra ons ook, Here, open ons ore en harte vir die woord vanmôre, sodat dit ook mag ingang vind in ons harte en ja, dat hierdie saad ook sal groei en vrug dra. Wees ons sondaars genadig, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, hieruit Lukas 24 dan vanaf vers 13. Baie bekende gedeelte, dit gaan oor die Emmausgangers. Hier natuurlik die 4de verskyning. Jesus altesaam met sy hemelvaart is dat 10 verskynings na sy opstanding. Hierdie dan die 4de verskyning aan hierdie 2 manne op die pad. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nasareëner wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk.
en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vrou ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hulle betrekking het. Daarom kom hulle naby die dorp waarin hulle op reis was, en hy het gemaak asof hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê van mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Tot sover. Geliefdes, eers maar net daardie vers 25, waar Jesus vir hulle sê, hoe onverstandig is met harte, wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. En dan daar die wending eintlik vers 32, waar hulle van mekaar sê, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het. My broer en suster, was jy al op om een of ander rede in 'n toestand van wanhoop, van moedeloosheid, dalk baie te neergedruk, dalk is jy nog steeds in daardie situasie. In vandag se tyd kan baie dinge dit natuurlik veroorsaak. Ons dink die swaar dinge in die wêreld, as ons vanmôre hier sit, dan kan ons almal praat van die oorlog wat in die gang is in die wêreld. En ons klets oor al die dinge, praat ernstig oor die brandstofpryse wat styg. Dis 'n bekommernis, daarmee saam die kospryse, elektrisiteit, mediese kostes wat styg. Bekommernis. Maar buiten al hierdie dinge, dan is daar nog persoonlike dinge wat vir ons kan omkrap. Ons dink maar aan ons gesondheid. Hoe kan geldsake mens nie omkrap nie, huweliksprobleme, gesinsprobleme, familieprobleme, ander kwellings. Ons ontmoet hierdie 2 manne, die Emmausgangers, 2 reisigers daar van Jerusalem op pad daar na Emmaus, so 8 myl van daar af. Een se naam Kleopas, die ander een se word nie genoem nie, maar dis 'n baie goeie kans dat dit natuurlik Lukas self is. Maar ons kom agter, en Jesus vra vir hulle, waarom is julle bedroef? Ons kom agter, hierdie 2 manne is in 'n toestand van wanhoop.
En hulle praat daaroor, hulle loop die hele tyd daaroor en gesels, hulle is diep getref, aangeraak. En hierdie ding het werklik hulle tot in hulle siele bedroef. My broer en suster, natuurlik dan ook, nie net hulle nie, maar ons kan aanneem, al die volgelinge van Christus, wat hierdie wanhoop in die hart het. En dan sluit 'n reisiger, 'n vreemdeling by hulle aan. Ons weet natuurlik nou dis Jesus Christus self, vers 16, maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. Nou kan 'n mens maar net dink, hulle verwag hom hoegenaamd nie daar nie. Jesus Christus is dan gekruisig, hy's dood, hy's begrawe. Hoe kan dit hy wees? En dan as hy na hulle droefheid vra, dan vra Kleopas so verbaas, eintlik half bietjie sarkasties kan 'n mens sê, so het die veld geslaan. Is hy nie dan bewus van dit wat aangaan nie? Weet hy nie wat hier in Jerusalem gebeur nie? Hierdie belangrike gebeurtenis, hierdie hartsgebeurtenis wat plaasgevind het, hoe weet hy dit nie? En dan vertel hy van Jesus se gevangeneming, sy kruisiging. My broer en suster, watter geweldige teleurstelling, vers 21, sê hy daar, ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Wanhoop, hartseer, teleurstelling. Ja, daar is stories van vroue wat hom daar gesien het, engele gesien het, wat gesê het, Jesus lewe, 'n vonkie van hoop. Maar dan die negatiewe, niemand het hom daar by die graf regtig gesien nie. 'n Christus wat al hierdie dinge aanhoor terwyl hy hier by hulle stap, en dan kan hy nie anders as om ernstig te vermaan en te sê, vers 25, o onverstandig is met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. Hy berisp hulle. Hy berisp hulle omdat hulle so sonder insig is. Die profete wat Jesus Christus verkondig, wat juis sy lyding en sy sterwe verkondig, en hulle glo dit. My broer en suster, hierdie woorde kan ook tot ons kom vanmôre. As daar gepraat word van onverstandiges, wat traag is om die woord te glo. Wil die Here dit net telkens vir my en jou sê, deur sy Gees sê, as ons twyfel, as ons so baie keer onseker is. 'n Jesus Christus wat gaan en vir hulle so in hooftrekke die Ou Testament gaan uitlê in die lig van sy verlossing. Ek en jy wat baie keer so traag is om die woord te glo. Traag is om die beloftes van die Here en sy woord ons eie te maak. Baie mense vandag as jy gaan luister, lees en hoor die Ou Testament glad nie in die lig van Christus en sy verlossing. Daar is selfs kerke wat wegdoen met die Ou Testament en sê nee, wat ons lees net die Nuwe Testament. Baie mense vandag wat God se woord heeltemal verwerp natuurlik, wat die opstanding van Christus verwerp. Maar hoe wonderlik. Die Here wat deur sy Gees aan elkeen van ons die skrif kom uitlê, insig gee, om die woord te lees en te verstaan in die lig van Christus se verlossing. Dit alles, my broer en suster, deur die liefde en genade van ons hemelse Vader. Interessant, en jy het dit saam met my gelees, daar waar gesê word in vers 28, Jesus wat gemaak het
of hy verder wou gaan. Baie duidelik staan dit daar geskrywe. Waarom het hy dit gedoen? Moontlik maar om hierdie reisigers werklik te toets. Het hulle verstaan wat ek sê? Stel hulle belang om verder te luister? Maar hulle wat natuurlik ook besorg is oor Jesus, en hulle wat angstig is, hulle wil meer hoor. En as Jesus Christus daar aan tafel daar die brood breek en dank, dan gaan hulle oop natuurlik deur goddelike beskikking. Moontlik het hulle daar ook die spykermerk aan sy hande gesien. Maar net so, en dan herken hulle Jesus Christus. Dis hy leef. Maar net so gaan hy weer weg van hulle. Maar die belangrike, hulle weet, hy het opgestaan, hy leef. Daar die wanhoop, moedeloosheid, daar die bedroefdheid is weg. En hoe wonderlik, terwyl hulle so saam met hom gepraat het, en hy vir hulle vertel het, van die Ou Testament, en die lig van Christus se verlossing, dan was daar reeds 'n wonderlike, geweldige verandering in hulle harte gekom, in hulle gemoed, vers 32, was ons nie brandende, was ons harte nie brandende in ons. Daar die geweldige verandering wat Christus in hulle harte gebring het, van sulke kil, yskoue harte, tot 'n brandende hart van hoop en geloof. Broer en suster, maar met so 'n hart brandende, kan 'n mens nie stil bly nie. Jy kan nie stil sit nie. So hard loop oor, so hard dring 'n mens tot getuienis, jy moet gaan vertel. So hard loop oor van blydskap, van hoop. En daarom gaan hulle haastig. Hulle huiwer nie. Met geloofsoortuiging gaan vertel hulle van die ander. Hulle vertel van hierdie hartsveranderende omwandeling saam met Christus. En daarom word die opstanding van Jesus Christus bevestig. Opgewonde. Al hierdie wonderlike gebeure. Hy lewe, hy het oorwin. Die Here praat met my en jou deur sy woord en gees, terwyl ons hierdie aardse pad bewandel. En ons besef, soos ons net gesê het, ons kan baie keer wanhoopig raak. Hierdie ou lewe is nie maar net altyd maklik nie. Ons beleef ook moeilike tye. Ons raak mismoedig, swaarmoedig. En luister maar, as dit so gaan, dis al waaroor ons praat, oor die swaar, ons kla. Ons raak oorweldig deur al hierdie swaar omstandighede en al die swaar praatjies. Ons vergeet dat die Here met ons is. Ons vergeet regtig dat hy alomteenwoordig is, deur sy woord en sy gees. Ons bid, maar ons twyfel, en ons glo nie. Maar hy wil vir my en jou die nugterheid kom gee, die insig, die helderheid kom gee. En hy gee geleentheid vir Bybellees. Hy gee vir ons geleentheid met bid so in stilte tyd. Hy gee vir ons hierdie wonderlike geleentheid tydens sy erediens, waar ook al. Hy wandel saam met ons. Hy bemoedig, daar waar ek moedeloos is, daar waar ek wil handdoek ingooi. En daar, so belangrik, en ons verloor dit uit die oog, sy verlossingsdaad moet vir my so dring, my brandende maak weer in die geloof. Jou wêreld wil ons harte yskoud maak. En daarom is daar baie keer slinkse maniere, slinkse pogings, om ons weg te hou. Jou lewe raak te besig.
Hy wil ons weghou van ons binnekamer. Hy wil my weghou van die kerk van Jesus Christus. Weghou van tye, geleenthede saam met die Here. Hy wil vir my deur sy gees lei tot insig, tot waarheid. Die Heilige Gees wat vir my en jou elkeen hierdie brandende liefde vir God en sy woord wil gee. En ons het al baie hieroor gepraat. My verhouding met die Here. As daar nie werklik 'n diepgaande verhouding met die Here is nie, dan sal daar nooit so 'n brandende begeerte, 'n hinkering in jou hart na God wees. 'n Brandende hart, my broer en suster, dring tot toewyding, tot volharding. Dit dring tot dankbaarheid. En ons, die predikers van die woord van God, ons staan klein, ons staan nietig, nederig, om te herken ons is swak en nietig, ons is maar kromstokke, ons het baie gebreke, ons werk, ons verkondiging is nie volmaak nie. Maar ons kom en ons buig nederig voor die volmaakte, alwyse, alwetende, die beste leermeester Jesus Christus. As Jesus Christus daar in Matteus 7 daar die gelykenis vertel van die verstandige en die dwaase man wat huise gebou het, een op die sand, een op die rots. As hy daar klaar is vir die mense vertel het, Matteus 7 vers 28 en 29, hulle sê dan, toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer. Want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes. Deur die eeue heen, en ook vandag, raak die Here in sy woord mense se harte aan. Hy raak hulle harte daadwerklik aan, oop en oë van geloof om te aanskou. Die evangelie van Christus se verlossing keer mense se harte om. Maak hulle brandende in die geloof. Dit alles deur die kragtige werk van die Heilige Gees. My broer en suster, en dit bring ons 'n innerlike blydskap, 'n innerlike vrede in die hart om te getuig, om te vertel, Jesus Christus leef. Hy is Immanuel, God met ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons staan klein voor U. Ons is maar soos hierdie Emmausgangers. Word dikwels deur baie dinge oorweldig, swaar dinge. En dan wil ons dit so in eie reg, in eie vermoëns probeer regstel en dan kry ons dit nie reg. Ja, dit alles, Here, net om te besef ons is so diep afhanklik van U. Ons kan nie sonder U nie, en met die wete U is met ons. Hoe wonderlik, en dat U vir ons wil lei deur die woord en gees. En daarom vra ons, Here, open ons harte, open ons oë tot geloof. Versterk ons in die geloof. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, ons sluit af hier met gesang 380. Ons gaan daar die eerste en die tweede vers sing. Luister maar hier na die tweede vers. Het jy gehoor van Jesus? Van sy lewe uit sy dood? Van lewe uit sy dood het jy gehoor? Vertrou jy hom in jou diepste nood? Weet dan, geen bose magte kan jou aan hom ontruk
Op die geloofsverwagting skenk God volmaak geluk. Kom ons sing altyd daardie verse tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.